Nadat die volk gesondig het by die berg, toe Moses die 10 gebooie ontvang het, sê die Here vir Moses, ek gaan 'n engel saam met julle stuur, ek gaan nie saam met julle nie. En Moses sê, Here, as ek genade in U oë vind, ons gaan nêrens sonder U nie. Maar as ek genade in U oë vind, gaan saam met ons. En die Here maak 'n belofte, hy sê vir hom, ek sal saam met julle gaan, my teenwoordigheid sal saam met julle wees, en in die tweede plek, my rus, ek sal vir julle rus gee. En dis dieselfde wat die Here vandag vir elkeen van ons het. Nie net sy teenwoordigheid nie, maar ook sy rus. Moses sê, Here, ek wil U aangesig sien. En die Here sê, jy kan nie my aangesig sien en aanhou leef nie. En die rede hoekom die Here gesê het, nee Moses, was bloot eenvoudig, want hy het nog 'n plan gehad met Moses, om die volk na die beloofde land toe te lei. En daarom sê hy vir Moses, staan in die skeur, en ek sal my hand voor jou sit, en dan sal ek verby jou gaan. En toe die Here verby hom gaan, toe ervaar Moses die heel eerste plek God se goedheid, en in die tweede plek sy heerlikheid, met ander woorde sy gemanifesteerde teenwoordigheid, en in die derde plek roep God sy eie naam oor Moses uit. En Moses, die Here vat sy hand weg en hy sien daar gaan God. Die Here het vir ons vandag presies dieselfde 3. Sy goedheid, sy heerlikheid en ook sy naam wat hy oor ons uitroep. En dis hoekom ek reeds voorheen al gesê het, wanneer ons vir mekaar bid, kom ons roep die naam van die Here oor ons almal uit. Die naam van Jesus, Hebreëus Yeshua, wat beteken redding en verlossing. Maar dan kom Jesus in die Nuwe Testament, die woord rus, wat die God vir Moses gesê, die woord rus in Hebreëus is Noach, wat beteken, of Noach, is dieselfde naam van Noach, wat beteken dat jy nie stres gaan hê nie, jy gaan nie spanning hê nie, jy hoef nie baie dinge te dra nie, en jy kan volkome rus in my vrede vind. En dis hoekom Jesus in die Nuwe Testament kom en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Sy vrede, sy goedheid, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid. En dit is vir ons vandag.